Dag sê broers en susters, ek vertrou en glo dit gaan goed met ieder en elkeen van hulle. Die herstel van die huweliksverbond tussen Jahwe en Israel. Wat bedoel ek daarby? Jahwe is 'n verbond met Israel. Jahwe het 'n ewige huweliksverbond met Israel gesluit toe hulle uit Egipte bevry het. Hierdie verbond is 'n verbintenis gebaseer op gehoorsaamheid aan sy Torah. Esegiel 16 vers 8 beskryf hoe Jahwe Israel as sy bruid neem. Toe het ek by jou verbygegaan en jou aanskou en kyk, jou tyd was 'n tyd van liefde. En ek het my vleuel oor jou uitgesprei en jou naaktheid bedek. Ja, ek het jou vir jou gesweer en 'n verbond met jou gesluit, spreek Jahwe, jou God, en jy het myne geword. Dis so mooi daai woorde. Israel se ontrouheid en toe die skeiding van Jahwe. Ongelukkig het Israel ontrou geword deur ander gode te dien wat geestelik egbreek is. Jahwe moes hulle dus verwerp en 'n skeibrief gee. Esegiel 16 vers 15 en 17 beskryf hoe Israel geestelik koereer met ander nasies en hulle gode. Jeremia 31 vers 32, my verbond wat julle verbreek het, alhoewel ek hulle man was, spreek Jahwe. Jeremia 3 vers 8 is die skeisaak, en ek het gesien toe ek vanweë al die oorsake waardeur afvallige Israel oorspel gepleeg het, haar verstoot en haar skeibrief gegee het. En daar is die skeibrief. Toe is Jahwe en Israel geskei, en hier is nou 'n probleem volgens die wet. Volgens Deuteronomium 24 vers 1 tot 4 mag 'n geskeide vrou nie terugkeer na haar eerste man as sy met 'n ander getrou het nie. Aangesien Israel met ander gode oorspel gepleeg het, kon Jahwe haar eenvoudig nie terugneem sonder om sy eie wet te oortree nie, en dit sal Vader nooit doen nie. Die weg tot die herstel van hierdie huwelik, want Israel moet op 'n manier kan terugkom. Yeshua het nie die verbond vervang of beëindig nie. Sy rol was om die pad oop te maak sodat Israel weer in verbond met Jahwe kon tree. Hy het dit moontlik gemaak deur sy lewe, dood en opstanding, sodat ons deur doop en wedergeboorte terugkeer tot die verbond. Romeine 6 vers 3 tot 4. Hier verduidelik Paulus: of weet julle nie dat ons almal wat in Yeshua Messias gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop en in die dood, sodat net soos Messias uit die dode opgewek is deur die verheerlikheid van ons Vader, ons ook in 'n nuwe lewe kan wandel. Dan is ons nuut. Johannes 3 vers 5 tot 6, Yeshua antwoord: voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy nie die koninkryk van Jahwe nie ingaan nie. So die pad van herstel, en pad terug na die verbond toe is duidelik. Daar is 'n terugkeer, erken ons sonde en keer terug na Jahwe se weë en wet. Ons moet gedoop word, die dood van die ou vleeslike mens en die hernuide lewe in gees in toewyding aan Jahwe, gehoorsaamheid, wandel in Jahwe se Torah, nie uit vleeslike krag nie, maar uit sy gees wat ons lei. Moontlikheid van herstel van die verbond is nou moontlik. Nou kan Israel weer in 'n suiwer huwelik met Jahwe wees as die tyd kom. Jahwe het nooit sy verbond vervang nie, maar beloof om dit in ons harte te skryf sodat ons dit kan nakom. Jeremia 31 vers 33. Maar dit is die verbond wat ek na daardie dae met die huis van Israel sal sluit, spreek Jahwe. Ek sal my Torah in hulle binneste gee en dit op hulle harte skrywe, en ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Ons kan nou daai herstelling laat plaasvind in alles wat ek nou verduidelik het. Psalm 105 vers 8 tot 10. Hy dink vir ewig aan sy verbond, die woord wat hy ingestel het vir 1000 geslagte. So Vader vergeet nooit wanneer hy 'n verbond met ons maak nie. So dit is wat ons nou verwys as die huweliksverbond, en dit is die rede hoekom die Messias moes gekom het. Dit is 'n gedeelte van die verborgenhede wat baie min mense verstaan.
En ek hoop vandag jy gaan ondersoek dit. Daar is broers wat hierdie in diepte verduidelik vir ure lang op hulle kanale. Jason van Huisteen se video's is in diepte verduidelikings van hierdie huweliksverbond. Gaan asseblief en toets hierdie dinge vir jouself. Groete en liefde, broer.